Op hierdie dinsdagoggend groet ek jou in die naam van ons meester Yeshua. Dankie dat jy ingeskakel is by SAAItyd en by hierdie uitsending wil ek vir jou iets belangrik sê. Net omdat jy die deurbraak nie nou sien nie, beteken nie dat die deurbraak is nie daar nie. Net omdat jy nie nou die oorwinning sien nie, beteken nie dat die oorwinning is nie voor die deur nie. Want jy sien, baie keer sien ons met die vleeslike oë in steede daarvan om te sien in die gees. Want jy sien, ek en jy moet ons perspektief verander, want ons het te maak met die harde realiteit en baie keer kyk ons na die harde realiteit en die realiteit veroorsaak ongeloof in ons lewe. Die realiteit veroorsaak dat ons eerder na dit kyk, die realiteit in steede daarvan om die bonatuurlike raak te sien. Want dis wat geloof is, mense. Geloof is eintlik om dit wat onsienlik is te sien. Om die hoop te hê dat sekere dinge gaan gebeur, soos wat die woord vir ons kom sê in die boek van Hebreërs 11 vers 1. En dan sê nou natuurlik in vers 6, hy sê dat die wat na Elohim gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. Maar jy sien, ons kyk baie keer met verkeerde oë. Maar net omdat ek en jy nie nou die deurbraak sien nie, beteken nie dat daar nie 'n deurbraak is nie. Net omdat ek en jy nie nou die oorwinning en die hand van Jahwe sien nie, beteken nie dat sy oorwinning en sy hand nie daar is nie. Daar is 'n man met die naam van Thomas en Thomas het dieselfde siening gehad as wat ons baie keer het. Hy het dieselfde siening gehad. Want hier kom Yeshua en hy verskyn by die disippels. Die deure is gesluit. Hy verskyn by die disippels en hy sê aan die disippels, vrede vir julle. Nou, kyk gou die scenario. Die disippels was gevul met vrees. Die disippels was bang geweest vir die Jode wat hulle wou doodmaak. So die disippels was bevrees geweest en nou sien hulle Yeshua. Hier kom Yeshua tussen hulle midde en hy sê vrede vir julle. En hy praat met hulle en hulle sien dit. En hier kom Thomas. Thomas kom na die tyd daaraan, hy was nie daar gewees nie, hy het nie gesien dit wat hulle gesien het nie, en hulle sê vir Thomas, meester Yeshua was hier, en Thomas sê, daar's nie manier nie, daar's nie manier nie. Was Thomas ongelowig? Nee, hy was nie ongelowig nie. Thomas was eintlik net eerlik, want Thomas het gekyk na die situasie en hy het gesien hoe hierdie disippels nog steeds met vrees lewe, nog steeds dieselfde omstandighede, die deure is gesluit, daar is nie vrede nie, nadat Yeshua gesê het, vrede vir julle. En Thomas sê, daar's nie manier nie. Tensy ek my vinger in sy hand steek, waar die spykermerke was, en tensy ek my hand in sy sy steek, sal ek nie glo nie. Maar dis ek en jy ook op baie aspekte in ons lewe. Net omdat ek en jy nie die deurbraak sien nie, beteken nie dat die deurbraak is nie daar nie. Net omdat ons nie die wonderwerk raak sien nie, beteken nie dat daar gaan 'n wonderwerk wees nie. Mense, dis baie belangrik dat ek en jy in geloof sal oorgaan, want hier kom die woorde van Yeshua, want wat gebeur? 8 dae daarna. Wat beteken 8? 8 is die numeriese waarde vir nuwe begin. En my gebed vir jou is dat daar 'n nuwe begin in jou lewe sal wees, dat jy 'n nuwe perspektief sal hê, dat daar 'n transformasie sal wees in jou lewe, want 8 dae daarna, hier kom Yeshua, hy verskyn weer aan hulle, en wie's daar? Thomas is daar. En Yeshua praat direk met Thomas, hy sê, Thomas, kom hier. Thomas, kom hier. Kyk wat sê Yeshua vir Thomas. Hy sê, Thomas, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. En hy sê vir Thomas, Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En dis wat Yeshua vir ons kom gee hier uit sy woord uit. Hy sê, ouens, moenie ongelowig wees nie. Moenie soos 'n Thomas wees wat die realiteite in die gesig staar. Met ander woorde, hy is eerlik. Hy kyk na die realiteite, hy sien dit, die realiteite oorweldig sy geloof en hy sê, daar's nie manier dat Yeshua hier was nie. En so kom die realiteite vandag ook in ons lewe en ons sien nie die wonderwerk nie. Weet jy hoekom? Want ons kyk na die realiteite.
Ons kyk na die feite wat ons op die tafel sien, want die feite sê, hoor hierso, dit gaan nie werk nie. Maar ek wil hê dat jy soos 'n Thomas moet wees vandag, wat werklik waar begin sien. Toe Yeshua daar kom, en hy sien vir Yeshua, en hy steek sy hande in, weet jy wat gebeur? Hy roep uit, hy sê, o Meester en Elohim. Halleluja! Hy besef toe maar, hy is die God van hemel en aarde. Hy besef toe maar, hy is die wonderwerkende God. Hy is die God wat alle dinge moontlik maak, en mag die God wat alle dinge moontlik maak, vandag in jou lewe manifesteer. Halleluja! So ek wil hê dat jy vandag moet raak sien, nie die feite nie, maar dat jy sal kyk in die gees, en in jou geloof die deurbraak sal raak sien, want die deurbraak is daar. Halleluja, hy's altyd daar. Terwyl die gees van God in jou lewe werksaam is, terwyl die lewende God nog regeer en in beheer is, sal daar altyd oorwinning vir jou wees. Daar sal altyd 'n deurbraak wees, en daar sal altyd 'n bonatuurlike gebeurtenis in jou lewe kan manifesteer. Ek en jy moet net glo. Halleluja. So kyk vandag en sien die bonatuurlike raak, want dit is vir jou beskore. Dit is voor die deur, en jy kan dit vandag aangryp, mits jy geloof het. Halleluja. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening. Mag jy jou Dinsdag geniet. Wees geseënd in die naam van ons Meester Yeshua. Shalom.